Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek vanmôre. Heilige Gees, Here, ons bid vanmôre dat U by ons elkeen sal wees. Waar ons nou die skrif oopmaak en dit gaan saam lees en daarop gaan reflekteer, bid ons opreg, Here, dat U ons harte sal ontvanklik maak vir dit wat van U afkomstig is. En dat U ook vir ons die moed sal gee, dat as ons miskien veranderinge moet maak, of groei, of ietsie moet anker, herbevestig, dat dit sal gebeur, Here, tot eer van U. En sonder die openbaring kan ons nie die Bybel verstaan nie, dit leer die Bybel vir ons. En daarom vra ons, Here, dat U ons sal kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre. Mag U spreek, en ons as die huise sin luister. Amen. Nou geliefdes, net so inleidend, wil ek net julle herinner, ons is vir ons besoekers ook in 'n reeks besig, waar ons bietjie praat oor hierdie teologiese term, die dag van die Here, en ek het verlede Sondag met julle gesels uit Amos uit, waar Amos met ons praat oor ons aanbidding, dat daar inhoud in ons aanbidding moet wees, want jy kan die regte tale en die seremonies en die rituele en al die klas van dinge, maar jy kan nog steeds die wese van God mis, en dan raak ons aanbidding 'n gruwel in die oë van die Here. En dan is die dag van die Here nie 'n dag van oorwinning en feesviering en hierdie klas van goedjies nie, dan is die dag van die Here 'n dag van oordeel en duister. En Joël sluit daarbey aan, en interessant genoeg dat die klein profeet Joël, is ons nie presies seker wanneer hy opgetree het en so aan nie, want dit staan nie noodwendig in die teks nie, maar wat ons wel weet is dat daar 'n groot natuurramp was van sprinkane wat die ouens se oeste in hulle landerye en so aan binne gevaar het en hulle dit kaal gevreet. En dan gebruik hy hierdie sprinkaan plaag, hierdie moment, om dit te koppel aan die uitstorting van die Heilige Gees. En daarom spreek hy eintlik 'n profesie uit oor Pinkster. En Petrus haal dit aan in Handelinge, om te sê, nee, wat die profeet Joël voorspel het hier nou tot vervulling gekom. So vanmôre gaan ons bietjie die klem plaas op die ander kant van die dag van die Here. En dit is dat die dag van die Here vir die wat in Christus is, 'n dag is van oorwinning, 'n dag is van geregtigheid, 'n dag is waarna u en ek kan uitsien. En daarom bid ons saam met die kerk deur die eeue, kom ons Here Jesus Christus, kom gou. Dis 'n dag waarna ek en jy uitsien. Maar ek wil net jy met ter inleiding hoor, daar's twee kante tot hierdie muntstuk. Aan die een kant het julle gehoor vanoggend toe ek vir julle gesê het, geseënde dag van die Here vir julle. So daar's 'n komponent daarvan om te sê dit het reeds eintlik gekom deur ons Here Jesus Christus, en dat die oordeel van God reeds in Christus geabsorbeer is, hy het dit vir ons aangetrek. Maar daar is steeds ook die ander kant van die muntstuk, en dit is dat ons wag vir 'n oordeelsdag. Ons wag vir 'n oordeelsdag. So ons het heeltyd in die Bybel hierdie gedagte van alreeds maar nog nie. So ons praat oor die koninkryk van God. Jesus begin sy prediking deur te sê die koninkryk is naby, julle moet tot bekering kom, die koninkryk het gekom, maar dit is nog nie heeltemal nie, want ons het nog ons sondige natuur en dit word eers weggeneem met die wederkoms. So ek wil net julle met hierdie gedagte in jou agterkop vashou as wat ons nou deur dit gaan. Aan die een kant, die dag van die Here is die dag wat Christus opgestaan het uit die doodheid, is die kruisigingsmoment, dit het reeds eintlik gekom in Christus, maar ons steeds 'n oordeelsdag wat wag. En ek en jy as 'n Christen, ek en jy as verbondskinders, het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Romeine 8 vers 1 sê Paulus, vir ons wat in Christus is daar geen veroordeling nie. Ons wat in Christus is daar geen veroordeling. So ons kyk nie na oordeelsdag met 'n verwagting van oordeel nie. Ons kyk dit as die dag wat ons bruidegom ons kom haal. En dit gee vir ons troos en hoop en verwagting. En dis waar ons vanmôre bietjie gaan gesels. So kom ons lees saam ter inleiding. Wat skryf die profeet, vers 28. Hy sê, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom. God praat nou deur Joël. Sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom en julle jong man sal visioene sien, en in daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die groot en vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Net tot sover. Die wat die Here geroep het, is by die wat gered is. Nou, ek wil net so 'n bietjie met julle gesels, want ek wil praat oor die doop en wat die doop vir my en vir jou beteken.
En ek wil dit koppel aan die uitstorting van die Heilige Gees, want ons het nou gepraat oor die Heilige Gees is die waarborg, dat dit wat Christus beloof het, sal in vervulling kom. Maar ek wil net jou net so inleiding gee. Joel sê, hierdie is eintlik maar 'n voorsmaakie van die dag van die Here. Dis 'n voorsmaakie, die Pinkstergebeurtenis, die kruisiging van ons Here Jesus Christus, die opstanding, die hemelvaart, al daardie tekens is vir my en vir jou gegee as 'n voorsmaakie vir wat die dag van die Here eintlik gaan behels. Want dit is 'n dag wat vreugde gaan behels, dit is 'n dag wat blyskap behels, want ons Here het gekom en dan gaan hy die bokke van die skape skei. Dit is wat ons glo. Ons het dit nou saam hardop bely as 'n gemeente, toe ons gesê het, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Maar aan die ander kant wil ek ook hê julle moet hoor, hy kom as 'n oorwinnaar hierdie ronde. Wanneer Christus terugkeer, kom hy nie weer as 'n kleintjie wat gebore word in 'n stal nie, hy kom as koning, as heerser oor die heelal. En hy kom sy verlossingswerk voltrek. Dis wat Christus gaan kom doen. En vir iemand wat in Christus is, bring dit onuitspreeklike troos. Hoekom? Ek wil hê met Jan gaan kou. Dit bring vir my en vir jou onuitspreeklike troos, want ons weet daar is 'n dag van geregtigheid. Al lyk dit hier op aarde of mense wegkom met hulle slimstreke en korrupsie en al hierdie dinge wat ons so oor bekommer mekaar kan besig hou om 'n braaivleisvuur. Vir 'n gelowige kan ons moed hou. Want almal gaan voor God staan eendag. En God gaan oordeel. Regverdig. En dan is daar niks om weg te steek nie. En ek hoop vir ons as 'n gemeente, kom ons 'n bietjie by ons op, jene. Maar ek wil hê jy moet hoor, as jy in Christus glo, as jy Christus aanroep in opregtheid, dan het jy niks te vrees nie. Want die Heilige Gees het julle gehoor is uitgestort oor alle mense. Oor alle mense. En ek wil vanmôre 'n bietjie praat oor die implikasie daarvan. Kan jy dit toets? Want waar verskil kerke in 2025? Hoekom is daar verskillende denominasies? En daar's twee groot redes, broer en suster. Dit gaan nie net eintlik oor aanbiddingstyl nie, alhoewel mense in vandag se samelewing dit oor dit wil maak. Hoofsaaklik gaan dit oor sakramente, hoe ons die sakramente verskillend verstaan en inkleer, soos die doop byvoorbeeld, die nagmaal byvoorbeeld. En dit gaan oor die verstaan van die werk van die Heilige Gees. Wat doen hy? Wat doen hy? Waarmee is hy besig? Want ons lees in die Nuwe Testament, na hy uitgestort is, het daar wonderlike dinge gebeur, daar het wondertekens plaasgevind, seker bonatuurlike goed wat plaasgevind het, mense wat genees is. Toe hulle uitgaan, toe dink mense, hulle is gesyp, want nou hoor ons sommer hierdie Hebreërs praat in ons taal. Hulle is seker dronk, sê Handelinge vir ons. Maar mense het die evangelie gehoor in hulle moedertaal. En dit het aangegaan, waar jy vandag byvoorbeeld hier in die suiderpunt van Afrika, het jy die voorreg om 'n Bybel te hê in jou taal. Dit was nie die geval 500 jaar terug. Dit was nie die geval. So, die dag van die Here bring nie net oordeel nie. Dit bring ook 'n nuwe skepping, nuwe mense na vore. En dis wat Pinkster doen. Dis hoekom ons Pinkster herdenk. So, die profesie wat God uitspreek hier is dat God se gees uitgestort gaan word. Gebruik Joel die beeld wat baie kragtig is in Hebreëus en ek wil net bietjie tegnies raak hierso. Wat die Hebreëus hier beteken is eintlik soos 'n stortvloed van water word die Heilige Gees uitgestort oor mense. En julle sal nou onthou die rede hoekom hulle daardie beeld gebruik is gekoppel aan oordeel. Weet julle hoekom? Want in Genesis lees ons van 'n sondevloed wat plaasgevind het. En die water wat gedien het as 'n oordeelsteken oor die mensdom. Maar die Heilige Gees het uitgekom in die vorm van vuur. Hoekom? Want wat koppel ons aan wederkoms, aan die oordeelsdag, is nie water nie, maar vuur en swaal. So sien julle die skakel tussen hierdie twee beelde wat gebruik word? So daar's 'n paar goed wat hierdie gedagte vir my en jou gee. Eerstens, die Hebreëus praat van die Heilige Gees wat uitgestort word oor alle vlees, alle mense. Dit beteken dat dit nie net meer beskore is vir predikante, of in daai konteks profete en koninklikes, wat die Gees van die Here kan hê nie. Dit is vir almal. Elke liewe persoon, elke liewe individu in hierdie hoedanigheid kan die Heilige Gees ontvang. Dit word uitgestort oor almal van ons. En jy kan dit hê. Jy hoef nie 'n dominee te wees nie, jy hoef nie 'n ouderling of 'n diaken te wees nie, jy kan jy wees. En jy kan die Heilige Gees ontvang. Dis die profesie. Dit word oor almal uitgestort.
Nou die groot vraag wat ek hoop in jou hart opkom, broer en suster, is hoe weet jy? Hoe weet jy dat jy die Heilige Gees ontvang het? Kan jy seker wees daarvan? En ek wil graag julle met in julle Bybels my blaai na 1 Korintiërs 12 toe asseblief. Om net hierdie vraag te antwoord van hoe kan ons seker wees dat ons die Heilige Gees ontvang het? 1 Korintiërs 12 asseblief. 1 Korintiërs 12, my Bybel bladsy 171. Ons gaan lees vanaf vers 1, net so 'n paar versies. As ons praat oor hierdie toets, hoe kan jy toets of jy die Heilige Gees ontvang het? Vers 1 sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê, julle moet ingelig wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is, en daarom wil ek hê, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. So as ons praat oor gawes, broer en suster, kan julle sien wat is die eerste gawe wat die apostel Paulus hiervan praat in hierdie hoofstuk? Is opregte belydenis van geloof. Soos toe julle nou opgestaan het en julle die 12 artikels as 'n gemeente saam gesê, as jy dit met opregtheid kan doen, uit jou hart uit glo jy hierdie dinge, dan is dit 'n teken van die Heilige Gees wat in jou werk. Want hy skenk geloof. Geloof is nie iets wat die mens uit homself uit kan genereer nie, want wat sê Paulus, is ek en jy as gevolg van sonde? Ons is dood. Dood. Ons kan daarom nie geloof opwek uit onsself uit nie. Daarom wanneer ons doopvond toe kom, wil ek asseblief julle moet altyd onthou, wat ons hier vier, broer en suster, is God se beloftes aan ons. Dit is nie 'n moment waar ek vir God sê, kyk wat het ek gedoen nie. Ons herinner onsself, wat het God gedoen? Dis waar die doop primêr gaan. Selfs met die nagmaal. Ons herdenk die lewe van ons Here Jesus Christus. Ons herdenk die kruisiging. Maar met die nagmaal kyk ons ook vorentoe, dat hy beloof het om terug te kom. So die eerste toets, of jy die gawes van die Heilige Gees het, is, kan jy met opregtheid glo dat Jesus die Here is? Kan jy met opregtheid glo dat Jesus die Here is? Want niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees. Kom ons gaan na hoofstuk 13 toe. Ook vers 1. As jy net omblaai. Paulus skryf hierso, nou wys ek vir julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, dan het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. En al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Nou die gedagte hier, broer en suster, wil ek net julle moet hoor, wanneer dit kom by die gawes van die Heilige Gees, gaan dit nie oor hierdie bonatuurlike dinge van genesing en spreek in tale en bid in engele en al hierdie klas van goedjies nie. Dit gaan primêr oor twee goed. Kan jy met opregtheid glo dat Jesus die Here is en kan jy dit bely met jou mond? 2, is jy in staat om jou naaste lief te hê soos wat God van jou verwag? Want dit is ook 'n gawe van die Heilige Gees. Want weer eens, as ons praat oor die sonde en wat dit in ons doen, maak sonde my en jou verskriklik selfgesentreerd. Gaan oor my. My belange, my oorlewing, my, ek. En daarom is die teendeel van die Heilige Gees om te sê, dit begin by selfverloning. Jy sterf aan jouself. Daarom sê Jesus, niemand kan na my toe kom, sonder dat hy aan homself gesterf het, en sy kruis neem en my volg nie. Jy moet jouself verloon. Liefde vir jou naaste, jy onthou nou die bergrede selfs, liefde vir jou vyand, om vir hulle te bid, om hulle te seën, daai kom definitief nie uit 'n mens se natuurlike hart nie. Doen dit? Dit is definitief nie my nature nie. As ons hier uitry en iemand ry voor jou in, wat kom natuurlik? Dis nie Here seën hulle nie. Dis met daaraan werk. My lewe gedagte, 2 goed. De toets of jy die Heilige Gees het, kan jy in opregtheid bely, Jesus is die Here. 2, kan jy met opregtheid sê, ek het my naaste lief. Ek het my naaste lief soos myself. En ek gun vir hulle seën. Selfs my vyande. So asseblief, ek gaan vir julle net 'n woord leer wat julle asseblief moet gaan onthou. Daar's twee in die teologie wêreld is daar 2 kampe as dit kom by die werking van die Heilige Gees. Die een is cessationism, ons het nie Afrikaanse woord vir dit nie, maar dit is, as jy dink aan ceasefire, cessationism, beteken dat die gawes van die Heilige Gees, die bonatuurlike elemente, die spreek in tale, die handeoplegging en mense wat verlamme staan op, blindes sien, daai klas van goedjies, het 'n spesifieke funksie gedien in die Nuwe Testament kerk.
En as jy nou terugdink aan die apostels en aan Jesus Christus, dan leer die Bybel vir my en vir jou, hierdie tekens dien as 'n bewys dat hulle van God gestuur is. Dis 'n bevestigingsaksie. Maar Paulus sê dat die apostels en so aan lê die fundament in Efesiërs. Hulle is die fondasie van die kerk. Nou gemeente, lê jy 'n fondasie in die begin van jou projek of op die 14de vloer? In die begin, hè? Ek is nie 'n bouer nie, maar ek weet dit daarom. Begin. Met ander woorde, hierdie bonatuurlike gawes het 'n funksie gedien om te sê hierdie boodskap wat die apostels bring kom van God af. Kyk wat doen hulle. Kyk hulle wonderwerke. Maar toe die apostels uitsterf en die kerkvaders en so aan vat by hulle oor, het daardie gawes tot 'n einde gekom. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Glo ons as gereformeerdes God kan genees? Natuurlik. Maar is deur gebed. Ek byvoorbeeld is baie lief vir die Here, maar ek het nog nooit iemand die hande opgelê en dat hulle opgestaan uit 'n rolstoel uit. Maar ek het al vir iemand gebid in ons gemeente. En na ek daar weggetrek het en so aan het hulle my gebel en gesê, Dominee, ek voel beter en ek kon vir die eerste keer weer opstaan uit die rolstoel uit. Maar ons bring dit nie erediens toe. Maar ons moet leer om met die getuienisse te deel. Want wat is die gevaar, broer en suster? In 'n konteks waar hierdie gawes beklemtoon word, hierdie bonatuurlike elemente beklemtoon word. Wat is die verwronging wat die duiwel dan bring? Hoe begin julle die dominee sien? Die pastoor. Verhewe. Kyk wat sy wonderwerke kan hy doen. Kyk wat sy wonderwerke kan sy doen. En dan het jy dadelik hierdie groepering in die kerk van hulle wat het en hulle wat nie het nie. Nee? Julle daaraan gedink? Aan die ander kant van hierdie teologiese spektrum kry jy die continuationists. Okay, so it's ceasefire, cessation en continuation. Is baie eenvoudig. Hulle glo dat die gawes van die Heilige Gees gaan nog aan. Hierdie bonatuurlike dinge. Daarom kan jy iemand nog genees. En as jy nie, en hier is nou waar die hartseer is, as hulle nie genees word nie, is daar 'n fout met hulle geloof. Weet julle langs hoeveel lidmate se bed sit ek? En dan antwoord ons hierdie vraag, Dominee, wat doen ek verkeerd? Ek glo, ek bid, hoekom wil die Here my nie gesond maak nie? Oor julle die implikasie, dis hoekom, wanneer ons praat oor die Heilige Gees, moet ons seker maak, ons is Bybels. So die Heilige Gees gaan uitgestort word, en in die tyd van die apostels en die vroeë kerkleiers was daar bonatuurlike gawes om te bevestig dat hulle van God kom. Maar wat het die Heilige Gees ook gebring? Openbaring. En dit is vir jou neergeskryf. Jy het die geopenbaarde woord van God. Nie almal is so groot nie. Maar jy het die Bybel. So waaraan word profete, predikante, leraars vandag gemeet? Nie aan hulle wonderwerke nie, broer en suster, maar aan hulle getrouheid aan die woord van God. Is die Jesus wat vir julle verkondig word, dieselfde Jesus van die Bybel? Of nie? Dis waaraan 'n dominee gemeet moet word. Aan die woord. Dis waaraan jy jou Christelike lewe moet meet, is die woord. So wanneer die Heilige Gees uitgestort is, het die Heilige Gees openbaring gebring. Maar as jy nou in hierdie kampval van cessation ophou, dit het 'n doel gedien, dan sê ons mense kry nie vandag meer nuwe openbaringe nie. Want as jy na my toe kom en ek wil julle met hieroor gaan dink en jy sê vir my, Julian, die Here het vir my gesê, dan moet ek eintlik my pen uithaal en ek moet gaan neerskryf. Maar die kry nou openbaring. Maar glo ons dit? Of gee die Here in vandag se samelewing vir my en vir jou bevestiging van wat hy reeds geopenbaar het? Gee vir jou bevestiging van dit wat hy reeds geopenbaar het? Dit is die groot vraag. So ek wil afsluit. Kan nie glo die tyd is al verby nie. Ek wil afsluit deur net vir jou 'n paar beloftes te gee oor die orde van die werking van die Heilige Gees. En dan gaan ons praat oor die sakrament ter afsluiting. So in Handelinge 2, wanneer Petrus sy eerste prediking gee, as ons dit nou prakties maak, gee hy sy wonderlike preek en dan ons almal onthou 3000 mense tot bekering gekom, maar in daardie orde gebeur daar ietsie waar hulle vir Petrus vra, Petrus, wat moet ons doen? Hier het ons diep getref. Wat moet ons nou doen as reaksie daarop? En dan sê hy, bekeer julle en laat julle doop in die naam van ons Here Jesus Christus. En nou is ons mense in die wêreld wat dit interpreteer om te sê, sien jy die volgorde, bekering eerste en dan belydenis en dan doop. Maar ek wil dit net vir julle uitwys, dit is nie heeltemal waar daar staan nie. So kyk dit gou vir my in Handelinge 2 vers 37 asseblief.
Hierdie is ons laaste puntjie. Handelinge 2 vers 37. So Petrus het nou net sy toespraak gelewer, sy eerste preek na die uitstort van die Heilige Gees. En dan hoor jy in vers 37, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van ons Here Jesus Christus. En dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. So, ek wil net hier 'n ding vir julle uitwys om dit net vir jou duidelik te maak wat ons glo rondom die doop. Kan iemand, hier is die vraag, kan iemand tot bekering kom sonder die werking van die Heilige Gees? As julle nou 1 Korintiërs 12 in jou agterkop hou. Die antwoord is nee. Niemand kan tot bekering kom en bely dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie. So, wanneer hierdie mense sê, ons is diep aangeraak, ons is diep getref, wie doen dit? Wie doen die trefwerk? Wie deurboor hulle harte? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Die bekering en die doop dan daarna, broer en suster, is die uitvloei van hulle reaksie op dit wat die Heilige Gees gedoen het. Dis nie voorwaarde vir die Heilige Gees nie. Maak dit vir julle sin? Dis nie 'n voorwaarde vir die Heilige Gees nie. Dis hulle reaksie op dit wat die Heilige Gees reeds in hulle gedoen het. Daarom sê die Nederlandse geloofsbelijdenis, en jy hoef nou nie die naam te onthou nie, maar sê ons belijdenisskrifte, ons artikels die volgende as dit kom by die doop. Dit sê dit is 'n uitwaartse teken van 'n inwaartse genade. Bedoelende dat die Here het iets in jou hart gedoen, en nou kry jy 'n sigbare teken deur middel van die water of die brood en die wyn, om daardie interne gebeurtenis uit te straal. En vir mense te kan sê, dit is wat gebeur het in my hart. Ek is diep aangeraak, diep getref hierdeur, en daarom reageer ek nou op die Here. So die orde, die Gees kom eerste. Hy bring die oortuiging in my en jou hart, en ons reaksie is belydenis en gehoorsaamheid. Maak dit sin? Goed. Ter afsluiting wil ek net 'n pastorale ding vir julle sê. Hierdie volgorde, broer en suster, is nie akademies nie, maar is die hart van die evangelie. Is die hart van die evangelie. Die Heilige Gees kom, as ons sê, die Heilige Gees kom eers nadat ek myself bekeer het. Dan word geloof my en jou prestasie. As ons sê dit is eers nadat ek tot bekering kom, dan kom die Heilige Gees, dan word geloof my en jou prestasie. Here, kyk wat het ek gedoen. Kyk wat het ek gedoen. En die Heilige Gees word dan per implikasie ook jou beloning. Word jou beloning. Maar, aan die ander kant, as die Heilige Gees eers kom, dan is geloof die bewys van sy teenwoordigheid. Jy dra vrug. En die doop word dan die teken en die waarborg daarvan, vir my en vir jou. Maak dit vir julle sin? So, die doop sê nie, Here, kyk wat het ek gedoen nie. Die doop sê, kyk wat het God in my gedoen. Kyk wat het God in my gedoen. En dit is kosbaar. So daarom kan selfs 'n kindjie gedoop word, want dit is God se handeling, nooit die mense nie. Dit is God se handeling, nooit die mense nie. Hy begin, hy roep, hy bring die geloof, en dan beloof hy om jou vas te hou. Hy beloof om jou vas te hou. En jou nie te los nie. So die misverstand oor Handelinge 2 vers 38 gaan oor mense se verstaan van hierdie volgorde. Maar ek hoop ek het dit vanmôre vir jou verduidelik om te sien, Joël voorspel die uitstorting van die Heilige Gees. En hy sê dit gaan oor alle mense uitgestort word. Ons glo dit, ons bely dit. Reg oor die wêreld is daar mense wat in opregtheid glo in Jesus Christus. Daar's mense wat in opregtheid liefhet, soos die Here van my en vir jou vra om lief te hê. Dis 'n bewys daarvan, is 'n vrug daarvan. Die Heilige Gees is definitief nie my en jou beloning. Definitief my en jou beloning. Hy bring dit na vore. So, ek het so 'n pastorale inskrywingkie gebring, want baie van my blydenskinders vra vir my, Dominee, mag ons doop herhaal? Jy het nou dalk gedoop, toe jy kindjie was, en toe het jy bietjie afgedwaal van die pad af, en toe voel jy, die Heilige Gees bring jou terug, en jy wil graag jou lewe weer opnuut aan die Here wy, wat 'n pragtige ding is om te doen. En wat baie van ons gelowiges dan doen, of ons kinders dan doen, is hulle gaan weer water toe. Maar dis 'n misverstand van die sakrament. Dis 'n misverstand van die sakrament.
Waartoe ons gaan in daardie behoefte, broer en suster. En asseblief hoor, ek wil nie jou pak gee vanoggend as jy dalk die doop herhaal het nie. Maar ek wil net hê jy moet hoor, die doop gaan oor God se prestasie, God se handeling in my en jou hart. En wanneer jy dalk afdwaal, so wat jy heel waarskynlik gaan, en jy kom terug, is dit 'n teken van God se getrouheid wat hy gemaak het by jou doop. Ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou tig, ek gaan 'n pad saam met jou loop, en dan bring hy jou terug. En waarna toe gaan jy dan? Nagmaalstafel toe. Jy gaan nagmaalstafel toe. By die nagmaal lê jy skuld van belydenis af. Jy lê skuldbelydenis af. Here, vergewe my. Ek wy my opnuut aan U. Dankie vir die verlossingswerk met Here Jesus Christus. So kan julle sien die sakrament van die nagmaal het 'n spesifieke doel in die gemeente. Jy kry 'n paar geleenthede 'n jaar om tot God te nader en te sê, Here, asseblief vergewe my en wees my asseblief genadig die pad vorentoe. Jy hoef regtig nie te wag tot 1 Januarie nie. Om te sê 'n nuwe jy nie, jy kan dit elke nagmaalsgeleentheid kan jy dit so inkleer. Om te sê, Here, dit wat was, lê ek nou agter my en ek hou vas aan die belofte dat daar nou vernuwing is en ons nuwe hoop en ons 'n nuwe ek in Christus, want dit is die uitstorting van die Heilige Gees, is hy maak my en jou nuut. En ons dra vrug. Dit is die herskepping wat God beloof. Dit is wat God beloof. So as jy die behoefte het in jou hart om jou weer opnuut aan die Here te wy, asseblief kom tafel toe. Kom tafel toe. Jy kry daardie geleentheid om die brood te breek en die wyn te drink en te sê, Here, ek glo. Ek glo dit. Jy hoef nie terug te gaan bad het. Dit is eenmalig. Maar moet asseblief nou nie hoor, as jy jou doop herhaal het, jy gaan nou hel toe nie, is nie wat ek sê nie. Okay? Ek wil net hê, as daai behoefte gaan heel waarskynlik weer by jou opkom. Dit gaan weer by jou opkom om jou te wy aan die Here, reg te maak vir die Here. En dan kom ons tafel toe. So, as ek net dit kan saamvat. Asseblief hoor vanmôre die goeie nuus van die doop. Dat God het gekom, hy het sy Gees uitgestort, hy het sy beloftes aan my en jou bevestig. Dit is wie ek is en jy is my eiendom. So nou mag ons lewe in hierdie nuwe werklikheid dat die Gees leef in ons. Jy gaan nie meer tempel toe vir God se teenwoordigheid nie. God se teenwoordigheid is oral by jou waar jy gaan. Dis ongelooflik. Oral waar jy gaan, is hy by jou. 2. Die Heilige Gees gaan jou verander. En dis 'n bietjie waar die spanning baie keer inkom tussen die ou ek en die nuwe ek. Want hy gaan jou verander en jy moet verander om meer en meer soos Christus te word. Dis die doel van die Heilige Gees. Laastens, die Heilige Gees hou ons vas. Dis die waarborg tot die laaste dag. Die tweede dag van die Here, is nie regtig 'n tweede nie, maar jy hoor die volkome dag van die Here, die oordeelsdag. Hy hou jou vas, hy bewaar jou, en dit is die dag wanneer geloof sigbaar gaan word, en ons die Here gaan sien van aangesig tot aangesig. Dis ongelooflik. Mag dit vir jou troos bring vanmôre. So die doop, broer en suster, is baie dieper as wat ons dit baie keer uitmaak. Dis baie dieper. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons uit Joël se storie kan hoor, dat U toe al beloof het dat U Gees gaan uitstort oor alle mense, en dat U daardeur in ons gaan woon. Dat ons nie meer na die tempel toe hoef te gaan nie, maar ons is elke liewe oomblik van ons lewe is ons by U, saam met U. So, Here. Ander godsbeelde daar buite, ander afgode daar buite, se prentjie van hulle God is dat mense maar net slawe is, en daar is nie intimiteit nie, maar die Bybelse beeld van wie U werklik is dat U 'n Vader is wat hom oor ons ontferm. Dat U ons liefhet, dat U beloftes aan ons maak, want U wil goed doen teenoor ons, en dat ons die geleentheid het om in daardie verbond te kan reageer, en te sê, Here, ons wil U graag gehoorsaam met ons hele hart en siel, want ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Ek bid dat die Heilige Gees almal van ons vanmôre hier sal aanraak, en ons sal herinner dat dit is ons roeping om gelykvormig te word aan die beeld van ons Here Jesus Christus. Dat wanneer mense met ons te doen kry, sien hulle Christus in ons doen en late, in ons liefde, in ons opregte belydenis dat die Bybel waar is, en die uitlewing daarvan tot eer van U. Here, dankie dat die dag van die Here vir ons 'n hoopvolle dag is, 'n oorwinningsdag is, en nie 'n dag van vrees en donker, want ons is in Christus.
Ons glo dit, ons is bekleed met Christus se geregtigheid wanneer ons tot bekering kom en ons weet die Heilige Gees skenk dit aan ons. En daarvoor, Here, is ons ewig dankbaar. En hier kom toe alle lof en alle eer tot in alle ewigheid. Amen.